Goeiedag geliefdes, ons luister na Genesis 1 vers 26 tot 28 en dan ook Efesiërs 6 vanaf verse 5 tot 9. Eers Genesis 1 vers 26 tot 28. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. En dan lees ons ook Efesiërs 6 vanaf verse 5 tot 9. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie. Werk soos slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goed gedoen het, of hy nou slaaf is of vry. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en hy trek niemand voor nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In Efesiërs 5 vers 18 lees ons, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Om met die Heilige Gees vervul te word, beteken om God al hoe meer te gehoorsaam en dat hy al hoe meer jou hele lewe beheer. Om 'n Christen te wees is dus nie om net 'n paar aanpassings in jou lewe te maak nie. Nee, dit beteken dat God jou hele lewe verander. In die laaste 3 hoofstukke van die Efesiërs sendbrief leer ons wat dit beteken om met die Gees vervul te wees in elke aspek van ons lewe. Ons het al gehoor wat dit beteken vir ons kommunikasie, vir ons huwelike en vir die opvoeding van ons kinders. Vandag gaan ons hoor wat 'n geesvervulde lewe vir ons daaglikse werk beteken. Ongelowiges werk ook, maar die manier waarop gelowiges werk is anders as die manier waarop ongelowiges werk. Hoekom? Want gelowiges weet dat werk 'n goddelike roeping is. In hierdie gedeelte word daar gepraat van slawe en hul eienaars. Ons moet onthou dat Paulus nie hier besig is om kommentaar te lewer oor slawerny nie. Die Christene was te min om iets aan die stelsel van die tyd te verander. Daarom leer Paulus hoe hulle om op te tree binne die stelsel. Hy leer ons ook vandag dat die Here ons roep om in ons daaglikse werk soos Christene op te tree. Om dit te kan doen, moet ons weet waar werk vandaan kom en wat God se doel daarmee is. Waar kom werk vandaan? Werk is 'n opdrag wat God aan die mens gegee het, direk nadat hy hom geskep het. Ons het dit gelees in Genesis 1 vers 28. Werk is dus nie 'n gevolg van die sondeval nie. Dit is 'n seën van die Here. God het ons gemaak om te werk en hy werk self ook. Johannes 5 vers 17. Wanneer ons werk, is ons dus besig om God se wil te doen. Daarom sê Paulus dat gelowiges slawe van Christus is, wat die wil van God van harte doen. Wat is die doel van ons werk? In Genesis het ons gelees dat die doel van ons werk is om die aarde te bewerk en daaroor te heers. Besigheid, bouwerk, tegnologie, kultuur en musiek is alles maniere waarop ons die aarde bewerk en daaroor heers. Wanneer ons dit doen, soos God dit van ons vra, is ons besig om hom te dien en te verheerlik. Met die sondeval het ons nie ons werk gedoen soos die Here ons beveel het om dit te doen nie. As gevolg van die sonde is die mens gestraf en daarom is werk nou vir ons moeilik. Maar aan God die dank.
Jesus Christus het die straf kom dra op ons verkeerde werke. En alles was hy gehoorsaam aan sy Vader en het hy gewerk soos God dit wil hê. Ja, ook toe hy as seun saam met sy aardse pa as krynwerker gewerk het. En later in sy lewe, toe hy aan die kruis van Golgotha gehang het, het hy sy volmaakte verlossingswerk volmaak gedoen. As gevolg van Jesus se volmaakte verlossingswerk, behoort elke gelowige nie aan homself of aan die duiwel of aan die sondige wêreld nie. Nie elke gelowige behoort aan Jesus Christus. Deur sy bloed het hy ons gekoop om aan hom te behoort en vir hom te werk. 3 keer in ons skrifgedeelte, in verse 5, 6 en 7, word dit duidelik gestel dat ons slawe vir Christus is. Ons werk dus in die eerste plek vir hom en nie vir iemand anders nie. Die doel van ons werk is dus om God te dien en hom te verheerlik. En ander mense moet dit in ons lewe kan raak sien. In ons samelewing is daar mense wat werk as 'n vloek sien. Daarom gaan hulle lewe net oor rus en ontspanning. Maar daar is ook mense wat net lewe vir hulle werk en hulle probeer deur werk betekenis aan hulle lewe gee. Maar vir die gelowige is werk 'n roeping. Dit beteken dat jy nie lewe vir ontspanning nie en ook nie vir werk nie. Jy leef vir God. Jy dien hom deur jou werk en jou ontspanning. Vir gelowiges is werk 'n seën, want Jesus Christus het jou verlos sodat jy hom in jou daaglikse werk kan dien. Hoe moet ons hierdie roeping van ons uitleef? In vers 5 lees ons dat gelowiges hulle werkgewers moet gehoorsaam. Ons kan nie net doen waarvoor ons lus is nie, en wanneer ons werk doen, moet ons dit nie halfhartig doen nie, maar met 'n opregte hart soos vir Christus. Natuurlik kan ons nie ons werkgewers gehoorsaam wanneer hulle verkeerde dinge van ons verwag nie. Ons moet eers aan God gehoorsaam wees voordat ons aan mense gehoorsaam is. Wanneer ons ongelukkig is oor iets by die werk, moet ons nie net sommer staak of die reg in eie hande neem nie. Praat met jou werkgewer en probeer dit oplos. Wanneer jy nie probleme met jou werkgewer kan oplos nie, moet jy die land se wette gebruik. Maar wanneer daar nie 'n oplossing is vir onredelike behandeling nie, moet jy nog steeds jou werk met ywer doen. Wanneer jy byvoorbeeld herhaaldelik deur die stelsel oorgesien word vir 'n bevordering, doen nog steeds jou werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Vers 6 sê dat ons nie net moet werk om deur mense raak gesien te word nie. Ons hou daarvan om erkenning te kry vir dit wat ons doen. Maar selfs al kry ons nie erkenning nie, moet ons nog steeds ons werk met ywer doen. As ons nie beloon word vir ons goeie werk nie, kan ons weet dat die Here ons deur sy groot genade sal beloon. Dit kan wees dat jy vandag in moeilike omstandighede moet werk en dat jy onredelik behandel word. Die doel van hierdie oordeenking is nie om ongevoelige antwoorde en kitsoplossings te gee nie, maar om die Here se beginsels te verduidelik. Jou roeping is om hieroor te gaan bid en te vra dat die Heilige Gees jou sal lei om dit in jou lewe toe te pas. Vir werkgewers geld die beginsel in vers 9, naamlik dat hulle ook vir die Here werk. Werkgewers en werknemers het dus dieselfde baas, naamlik die Here. Vir die Here is werkgewers en werknemers ewe belangrik. Daarom moet werkgewers hulle werkers menswaardig en met liefde behandel. Die Bybel leer ons dus dat elke gelowige se werk 'n roeping is. God wil jou gebruik as 'n makelaar, 'n ingenieur, 'n oupa, ouma, huisvrou, skoolier of student. Dien die Here met jou werk. Werk soos slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie dat ons as gelowiges in U diens kan staan. Dat ons in die skepping werksaam kan wees en dat ons in ander mense se lewens 'n verskil kan maak. En U bo alles kan eer met ons werk. Ons vra dat U ons daaglikse werk sal seën, gee ons geleenthede om te kan werk. Ons vra dat U vir ons reën sal gee in ons land,
Ons is daarin van U afhanklik en ons vra dat U ook daarin vir ons sal voorsien. Ons bid ook vir ons boere, ons vra dat U vir hulle wysheid sal gee en dat U ook hulle werk sal seën. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.